almal, dit is dan 13 Mei 2026, lesing 10, nog steeds van die groot Johannes Evangelie boek 4. Nou, die opskrif van hoofstuk 18 is die leer van die Galileese profeet. Onthou nou dat hierdie ouens wat nou beredeneer hier met Cyrenius was getaak deur Herodes om Yeshua te vang en indien moontlik ook te dood. So nou gaan ons oor, wat is die leer van hierdie man, hierdie Yeshua? Nou sê Cyrenius, vriend, ek sien gewis hoe omsigtig en slim jy is. Herodes het in jou 'n verdediger gevind, wat dit nie in die hele Judea sy gelyke het nie. Nou is jy weliswaar nie meer Herodiaans nie, maar Romeins, en jy hoef nooit weer vir Herodes se sake op te kom nie, maar slegs vir die van ons, en wel vir ons. Daarom mag jy nou al baie meer weet van wat homself op hierdie plek aan die see gekonsentreer het, en die rede daarvoor. Maar vertel my nou eers, wat sou jy doen as die groot Galileese profeet nou skielik ergens vandaan sou kom? Nou Zinka, die soldaat van Herodes, sê ek, glad niks nie. Ek sou hom niks in die weg lê nie. Ek sou wel 'n onderhoud met hom wou hê om te sien of Johannes wel gelyk gehad het, deur te sê dat hy nie eers waardig was om sy skoenrieme los te maak nie. Johannes was 'n baie wyse profeet, en hy was meer verlig as al die ou profete saam. Wel, as Johannes dan so getuienis gee oor hierdie Yeshua uit Nasaret, hoe groot, hoe wys en hoe magtig moet hy dan nie wees nie? Weet u, geëerde vriend, as ek werklik vir Yeshua erns sou wou gevange geneem het, al was dit maar net vir die skyn, dan sou ek dit lankal kon gedoen het, want eintlik weet ek tog meeste van die tyd goed waar Yeshua homself bevind. Maar dit gaan by my regtig nie daaroor nie, en eerlik gesê, ek het 'n vreemde angs vir hierdie man, want volgens alles wat ek van hom gehoor het, en dit van geloofwaardige getuies, selfs van die Samaritane, moet hy byna heeltemal 'n volkome godheid wees, of 'n geslepe towenaar uit die oud Egiptiese skool. Ek sou daarom in geen enkele opsig iets spesifiek met hom te doen wil hê nie, want dan sou ek tog sekerlik aan die kortste end trek. Voorwaar wat my betref, sou ek hom slegs wou sien en spreek, maar dan slegs onder vreedsame omstandighede, en in die verste verte nie gekleed as geregsdienaar nie. Toe rig ek, Yeshua sit daarby en luister na alles, self die woord tot Zinka en sê, beste vriend, ek ken Yeshua van Nasaret net so goed, soos wat ek myself ken, maar ek kan oor hom slegs sê dat hy van geen mens 'n vyand is nie, maar 'n weldoener van almal wat na hom toe kom en hulp by hom soek. Hy is wel 'n vyand van die sonde, maar nie van die sondaar wat berou het oor sy sonde en nederig teruggekeer na die goeie nie. Hy het nog geen mens bereg of veroordeel nie, ook al sou hulle meer sondes begaan het as wat daar sandkorrels in die see en grasspriete op die aarde is. Sy leer bestaan kortliks daarin, dat die mens Elohim moet erken en hom bo alles moet lief hê, en dat hy sy medemens, wat of wie hierdie ook al mag wees, hoog of laag, arm of ryk, man of vrou, jonk of oud, ewe lief moet hê as homself. Wie dit altyd sal doen, en die sonde sal vermy, sal weldra in homself gewaar word, dat die leer waaragtig uit Elohim God is, en nie afkomstig is uit die mond van 'n mens nie, maar uit die mond van Elohim. Want geen mens kan weet wat hy moet doen om die ewige lewe te verkry, en waaruit dit bestaan nie. Dit weet slegs Elohim, en later ook hy wat dit uit Elohim se mond verneem het. Hy leer ook dat alle mense wat die ewige lewe wil bereik, deur Elohim onderrig moet word.
Hulle wat slegs van mense hoor wat hulle moet doen, is nog ver van die ryk van Elohim af. Hulle hoor wel die woorde wat afkomstig is van 'n sterflike tong, maar so sterflik soos die tong is wat die woorde spreek, so sterflik is dan ook die woord in die mens wat dit gehoor het. Hy slaan geen ag daarop nie, en bring dit nie deur die daad tot lewe nie. Maar die woord wat uit Elohim se mond kom, is nie dood nie, maar lewend. Dit spoor die hart en die wil van die mens aan, tot die daad, en maak daardeur die hele mens lewend. Dis die verskil van 'n woord wat in 'n kerk deur 'n predikant of 'n pastoor oorgedra word, en woorde wat direk uit Yeshua se mond kom. Alhoewel hulle die Bybel lees, is daar altyd 'n filter waardeur die woorde tot die mens kom. En elke kerk het verskillende filters wat jy moet doen om die kerk se guns te wen, wat hulle dan sê ook die guns is van die Vader wat in die hemel is. Ons is bevoorreg vanoggend hierdie woorde wat nou hier deur Yeshua gespreek word, terwyl hy hom nog nie aan hierdie man bekend maak nie, om goeie redes, is sy direkte woorde. En daarom kan ons sê ons het 'n groot voorreg bo alle ander mense wat dit deur filters kry. As die mens egter eenmaal deur die woord van Elohim lewend geword het, bly hy lewend en vir ewig vry, en hy sal geen dood ooit meer voel of smaak nie, ook al sou hy liggaamlik wel 1000 maal sterwe. Kyk vriend, dit is so heel en kort die kern van die leer van die groot profeet uit Nasaret. Sê eers vir ons hoe dit jou beval, en wat jy onder die omstandighede van die groot profeet dink. Nou die rede hoekom Yeshua hom nog nie bekend maak aan hierdie man nie, is omdat hy nog te vol wêreldse liefde sit. Hy is nog vol van die verkeerde dinge, en Yeshua kan hom nie te vroeg aan so 'n mens openbaar nie. Maar hy kan wel sy leer vir hom gee, en hy het nie vir die ou gelieg nie. Hy sê, ek ken Yeshua van Nasaret net so goed as dat ek myself ken. Dit is nie 'n leuen nie. Maar nou kry hierdie ou die leer, die woorde, maar hy weet nie van wie dit kom nie. Want dit is so dat, omdat hierdie ou 'n swak persoon in die gees is, weens omstandighede wat hy nou maar groot geword het en gaan werk het, waar hy nou ook al gewerk het by Herodes, en Yeshua openbaar hom aan hom, en hy aanvaar nie dadelik die leer en Yeshua nie, dan is hy geoordeel. Dit is hoekom die meester homself nie altyd direk bekend maak aan mense nie, maar deur die woord maak hy hom bekend. So het hy ook dan vir Jakob Lorber sy woord gegee. En baie mense kan hierdie woorde lees en dit doen niks vir hulle nie. Ander kan dit lees en hulle sê dis die grootste gemors wat daar is. Ek het al sulke mense op Facebook teëgekom. Maar hy is nie geoordeel nie. Want Yeshua staan nie self voor hom nie. Hy staan in die woord wel voor hom. En die woord kan jy nou verwerk, maar dan sal jy nie sterwe nie. Jy gaan baie moeilike tyd op aarde hê, en definitief 'n moeilike tyd in die hiernamaals. Maar jy is nie vir ewig verdoem nie. So ons lees verder, hoofstuk 19. So nou kyk ons, wat is hierdie ou se idee, wat uitgestuur is om Yeshua te vermoor, 'n man wat self Johannes die Doper se kop afgeslaan het, suiwer dit gedoen het. Ons lees nou oor sy opvatting oor Yeshua se leer. Zinka dink 'n bietjie daaroor na en sê ruk na rukkie, beste vriend, hoewel die leer ietwat gewaagd is daar niks daarteen in te bring nie. Die wese daarvan is, as daar ten minste 'n Elohim is, wat hom ook maar ietwat oor sterfelinge bekommer, duidelik goddelik. Weliswaar het ook ander groot wyses die grondreël opgestel, dat die suiwere liefde die oerkiem van alle lewe is, en dat mense die liefde die meeste sou moet bevorder, omdat al die heil vir die mense
slegs uit die liefde sou kon opbloei. Maar hulle verklaar nie die suiwere wese van die liefde nie. Die liefde het egter ewe dikwels goeie sowel as bose kante. En uiteindelik weet 'n mens nie watter kant van die liefde 'n mens dan eintlik vir die welsyn moet beoefen nie. Hier verwys hy na die ou Griekse wysgeere wat ook lerings gegee het vir die heidense volk, maar wat die Judeërs ook ontvang het, omdat baie van hulle al wel belese was. Soos daar was manne met die naam van Plato en Sokrates en selfs Aristoteles, waarvan ons 'n bietjie in die skool geleer het. En hulle het ook geleer dat die liefde is die kern van alles, maar hulle het nie geweet hoe om dit in duidelike taal vir die mense in voorbeelde te gee nie. Omdat hulle mense was, gevalle mense. Maar hier is sonhelder onder woorde gebring, watter soort liefde die mens moet koester en as lewensbeginsel moet aanvaar. Daarom kan so 'n leer natuurlik nie oorspronklik van 'n mens afkomstig wees nie, maar slegs van Elohim. En dit bewys dan dadelik dat daar tog 'n Elohim is. Wel, ek is u beste aan my algeheel onbekende verhewe vriend. Ook al is u miskien 'n heiden, van ganse harte dankbaar, want u het my nou, net soos my vriende wat nie op hulle agterkoppe geval is nie, 'n groot diens bewys. Ons was in 'n sekere sin almal min of meer goddeloos, maar nou kom dit my in elk geval voor, dat ons die verlore Elohim God weer gevind het, wat vir my baie verheugend en aangenaam is. Johannes homself het weliswaar ook alle moeite gehad, om my van die bestaan van 'n ewige Elohim te oortuig, maar dit het hom tog nie geluk nie. Ek het hom 'n gedigte teenspel gegee, en hy kon nie al my twyfel wegneem nie. So het ek dan ook tot op hede in al my twyfels bly vassteek. Maar nou is dit eensklaps weg met al daardie getwyfel. Merkwaardig, ja, so is dit. As iemand nie die regte poort in 'n dwaaltuin kan vind nie, kan hy nie in die paleis van die koning, wat in die ruim sentrum van die groot dwaaltuin sy vaste woonplek gebou het, inkom nie. Wat is die ander naam vir so 'n dwaaltuin? Is labirint. Waar jy ingaan en dan weet jy nie eintlik hoe jy in die binnekant kan kom nie. En dit is basies in die gees, al die dinge van die wêreld wat vir ons voorgehou word, asof dit die waarheid is. U het my nou egter die regte poort gewys en dit vir my geopen. En nou is dit dus 'n geringe moeite om so gou as moontlik in die groot en ewige paleis van die koning te kom. Wat natuurlik nou, die koning hier is Yeshua en dit is sy nuwe Jerusalem, waar ons almal wil wees as ons sterf en opstaan. Wees nou egter ook nog so goed om vir my te sê waar u die buitengewone geluk gehad het, om die groot man te ontmoet. Hy is beslis geen towenaar nie, maar 'n mens wat met hoëre goddelike kragte begiftig is, want dit blyk so te wees uit sy waarlik goddelike leer. Sê my dus waar u hom gespreek het. Ek sou self daarheen wou gaan en uit sy mond die lewende woorde van verlossing wil hoor. Nou is dit vir my eintlik so tragies dat hierdie man wat so ver weg van Vader gestaan het, wat in diens van 'n moordenaar was, moordenaar koning, wat glad nie in God geglo het nie. Hy kan ons vandag klassifiseer as 'n ateïs. Maar toe hy die leer hoor uit Yeshua se mond, sonder dat Yeshua gesê dit is hy self wat nou praat nie, het hy onmiddellik 'n bekering ondergaan en glo hy nou dat die Messias die ware een is. En tog kan jy hierdie gebooie van die liefde vir die mense ad nauseam oordra. En ek doen dit en ek probeer regtig my bes op die media of op die internet dit uitdra. En die mens
wat sê hulle is gelowig, wat hulle sê ek glo aan Jesus en aan die Here, kom net nie tot die punt waar hulle hierdie leer as die enigste waarheid vat nie. Nog minder ons volk, wat nou agter leiers aangaan, wat Joshua afgetakel en afgebreek het tot op die grond. Hulle het sy goddelikheid weggevat. Hulle ontken die maagdelike geboorte. Hulle ontken die opstanding uit die dood uit. Nou as jy al daai goed weggooi, dan het jy niks. En ek het dit al vir baie jare 'n punt gemaak dat ek nie leraars wil aanvat oor hulle leerstellings nie. Ek gaan nie 'n ou aanvat wat hierdie ou sê besny, daai een sê moenie besny nie. Hierdie ou sê hou Sabbat, die ander een sê hou Sondag. Want die goed is irrelevant. Maar wanneer jy Joshua afbreek en basies die woord sê jy verloon hom deur hom te ontken of om hom af te gradeer en af te breek, dan voel ek dat ek my volk moet waarsku teen so 'n voorganger. En ek het dit in een lesing gedoen. En ek gister nou het ek kennis ontvang van iemand dat die persoon verskriklik ontsteld is daaroor, omdat ek durf gewaag het om 'n persoon wat Joshua afbreek te ontmasker en sy naam te noem. Maar ek het nie 'n keuse nie, want as jy nie Joshua het nie, het jy niks. Absoluut niks. As jy nog op 'n Sondag wil rus, of jy wil babatjies doop, en of jy nagmaal uit 'n beker of uit kelkies uitdrink, maak nie saak nie. Dit is nie die norm waaroor jy geoordeel gaan word nie. Joshua is die enigste een wat ons in die hemel kan kry, of in die Nuwe Jerusalem, wat eintlik 'n meer akkurate beskrywing is. Deur hom te herken en te erken vir wat hy is. En as mense hom afbreek en net 'n mens statuur gee, dan moet ek my mond daaroor oopmaak. Want dit gaan hieroor om 'n brandhout uit die vuur van leuns en dwaling uit te ruk. En die woord sê vir ons moet die brandhoute uit die vuur uitruk. Dit is die vuur van valsheid en leuns en die vuur van liefdeloosheid. Want gewoonlik gepaard gaande met mense wat Joshua verwerp het hulle ook die liefde vir die naaste verwerp. En dit is hoe jy maklik kan herken. Daar is geen liefde vir die naaste op gemeentevlak nie. Daar sal miskien hier en daar 'n individu wees wat vir 'n arme 'n paar rand by die robot in die aand sal stop. Ek sê nie, dit gaan nie gebeur nie. Maar daar is nie werklike beweging van 'n klompie mense saam om die lot van ons volksgenote wat arm en behoeftig is te verbeter nie. Dit is maar nou net so. Ons is nou 'n groep hier vanmôre. Dit is ons op 40-50. Saam kan ons tog baie meer doen vir ons medemens as wat een alleen dit nou sou doen. Al is dit dat die een maak die badkamer skoon, die een deel die kos uit, die een maak die potte skoon, die een maak die kos gaar, hierdie een maak die boeke, hierdie ene doen 'n lesing. So kan ons naaste baie beter dien. En dit is hoe jy so 'n gemeente na kan kyk. En dis nie ons wat die veroordeling doen as mense dit nie doen nie. Die woord, Joshua, is die een wat oordeel. Want Joshua sê, as jy my nie kos gegee het nie, as jy my nie te ete, te drinke, en my nie gekleed en my nie in die tronk besoek het nie, dan het jy dit aan, as jy dit nie gedoen het, die vra hulle, maar waar het ons dit aan u gedoen? Toe sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, as julle dit aan die geringste van my gedoen het, daai geringste gemeentelid, wat moet luister hoe Joshua afgebreek word, want hy is die ewige brood van die ewige lewe. En sy leer is jou kleding in die gees. En as dit
nie vir die kleintjies gegee word nie, dan het jy dit aan Yeshua gedoen. En daarteen moet ons opstaan. En ons gaan nog baie, baie groter vyandskap op die hals haal in hierdie land, vir mense wat Yeshua nie sy regmatige plek in hulle harte gee nie. Mense gaan met allerhande dinge kom. Godsdiens of religie is wat mense aanhang nou, en nie die waarheid nie. Want Yeshua het nie gesê, die AGS of die NG Kerk is die weg, die waarheid en die ewige lewe nie. Hy het gesê, ek, Yeshua, is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hy het nie gesê, daar is nog een langs my nie. Hy het nie gesê, jy kan my miskien volg en dan kom jy daar nie. Dit is net hy of die duisternis. En die ergste gaan wees wanneer mense wat in kerke en Israel gemeentes vassit, elke naweek is hulle daar, of het nou op 'n Saterdag of 'n Sondag is, en hulle dink hulle vlieg reguit hemel toe. En hulle kom aan die ander kant in duisternis aan. En Yeshua sê, julle het vir my gesê, meester, meester, of Here, Here, maar gaan weg van my, want ek ken julle nie. Dit staan in die skrif. Hoekom ken hy hulle nie? Hy het ons toch allemaal geskape, hy ken ons mos. Nee, hy ken net die liefde in jou siel. Dis al wat hy ken. Dit wat jy geword het, toe jy teen hom gedraai het, lang terug as engelgees, dit ken hy nie, want dis vir hom vreemd. Enige iets wat buite die liefde is, ken hy nie en wil hy dit nie ken. So die mense wat daar genoem word, is hulle wat die liefde, Yeshua, verwerp het. Want daar is geen groter liefde op hierdie aarde gedoen, as dat Yeshua sy lewe vir ons gegee het, om ons vir ewig uit hierdie gevalle toestand uit te kan red. Maar dan moet ons hom herken, en ons moet hom bely, en ons moet daai offer wat hy vir ons gebring het, na ons toe trek en sê, dankie, u is uit die ligryke gebore, u is nie op die aarde gebore nie. Wel het 'n vrou voortgekom, maar hy is 'n hemels verwekte wese, en u het die dood oorwin, en daardeur ook my dood. Ons almal staan vanmôre hier en sit vanmôre hier in die dood. Die dood is die liggaam, die vlees, waarvan ons verlos wil word. En om vry te kom hier, het ons lig nodig. En lig kom slegs deur liefde. En liefde is weer eens terug by Yeshua, sy liefde. Soos wat hierdie ateïs dadelik toe hy die liefde vir God Elohim hoor en die liefde vir die naaste, dat ons almal om ons naastes gelyk as moet behandel soos wat ons onsself behandel. Toe herken hy die goddelikheid van die leer. Kom ons, gaan nie daarby verby nie. En wanneer mense sulke leerstellings verkondig, laat ons nie brutaal wees en sy leer, Yeshua se leer, met mense leerstellings probeer afbreek nie. Ek kry so baie mense en dan stuur hulle vir my goed wat hulle op internet kry. Wat nou van dit? Dis teen wat ons nou het. Ek kan sekerlik nie vir hulle wys hoe ontsettend ontsteld ek word daaroor nie. Maar ek doen. Maar 'n mens probeer dan weer rustig en stadig vir hulle weer op die pad bring. Maar as jy jouself bietjie gaan dink wat jy besig is, waarmee jy besig is, om die ewige Godheid, die ewige Skepper en Vader, want dis wie Yeshua nou is, hy's een met hom. Kom jy en jy, wat is die woord vir query in Afrikaans? Bevraagteken. Jy bevraagteken nou sy ewige, liefdevolle woorde, met 'n konkoksie wat jy op internet, op Facebook of TikTok raak geloop het, met die mooiste video's. Dis een ding wat ek sien, hierdie ouens het die mooiste video's hoor. Maar is dit waarheid? Staan dit in Yeshua se leer? Want dit wat hy vir ons in hierdie klomp boeke gegee het,
is wat ons nodig het en meer het ons nie nodig nie. So as daar onbekende goed is, moet jy maar baie ernstig bid in jou hart en jy sal die antwoord kry. En as daar 'n weerstand in jou hart opkom vir dit wat jy nou hoor, luister ook na daai stem, want dit is die Gees wat vir jou sê, wow, okay, stop, dinge is hier nie reg nie. Ons gaan aan. 3, is nie 6 nie. Joshua sê, bly jy nou maar hier. Jy sal hom baie gou tydens die verloop van die besprekinge wat nog sal volg van self vind. Dit is die groot toets. Ons moet Joshua van self vind. Hy gaan hom nie op ons afdwing nie. Ook is dit nou al ruim 'n uur na die middel van die dag. So dis 1 uur die middag. Ons brawe gasheer Markus het die middagete reeds gereed en dit sal dadelik opgedis word. Maar na ete sal ons nog tyd kry om oor allerlei sake met mekaar te praat. Jy bly aan ons tafel. Jou 29 metgeselle kan hiernaas gaan sit. Toe bring Markus die kos. Toe die kos op die tafel staan, val dit Zinka op dat al die groot tafel skielik deur 'n paar mense, soos met 'n towerslag, volgepak was met kos en bekers met wyn. So dit het blitsig gegaan. Hy vra vir Ebal wat naas hom gesit het, vriend, vertel my asseblief, hoe kon daar nou deur so min mense in een so groot hoeveelheid kos hier na al die lang tafels gebring word? Helaas, ek verbaas my besonder daaroor. Ek sou amper wil beweer dat dit nie heeltemal natuurlik hier toe gaan nie. Het die ouë huishouer dalk geheime gedienstige geeste wat hom met hierdie werk help? Nou sê Ebal vir hom, jy sou wel nie altyd daarop gelet het nie, omdat jy baie verdiep was in jou gesprek, terwyl al die tafels intussen maklik van wyn en kos voorsien kon geword het, sonder dat dit jou spesifiek sou opgeval het. Self het ek weliswaar nie daarop gelet nie, maar sonder meer onnatuurlik sal dit tog gewis nie daaraan toegegaan het nie. Nou sê Zinka, vriend, glo my, ook al is ek hoe verdiep in die een of ander gesprek, dan sal daar rondom my heen tog niks kan gebeur, sonder dat ek dit sou sien nie. Ek weet baie verseker dat daar enkele oomblikke gelede geen broodkrummel homself op die tafels bevind het nie. En nou buig die tafels onder die kos wat daarop staan. Neem my nie kwalijk nie. In so 'n geval mag mens met hart en verstand tog gewis 'n vraag stel, veral as jy 'n vreemdeling is. Dit maak vir my nou nie meer saak of iemand my daaroor goed inlig of nie. Maar ek bly daarby dat hier beslis nie natuurlike dinge op die spel is nie. Kyk maar gou na my 29 metgeselle, het presies dieselfde onderwerp met mekaar of onder mekaar bespreek. Net julle almal, wat waarskynlik nou al verskeie kere hier geëet het, bly in hierdie geval onverskillig, omdat julle goed weet wat hier aan die gang is. Maar dit pla nie. Ek sal wel later agter die geheim kom. Nou ja, die voedsel en die wyn wat voorgesit word en wat op hierdie bonatuurlike wyse daar op die tafel sommer net skielik gekom het, is natuurlik nou ook 'n heenwysing na Joshua, wat ook half onbekend vir hom was, en hy die ware woord en die liefde, die ware wyn van Joshua ontvang het, terwyl hy gedink het, dit is iemand anders. So beide in die geestelike en die fisiese, hou Joshua hierdie dinge vir hom geheim. Maar hy weet, iets is aan die gang. En dit is hoe Joshua in meeste van die herberge, of gastehuise waar hy was, ons noem dit vandag gastehuise, het hy die mense se spense vol gemaak, hy het hulle visdammetjies vol vis gemaak, hy het vars gebakte brode in hulle spense laat verskyn. Hoekom? Want hy kon. Hy kan nou nog. En dit is daarom dat ons
wat ons hieruit leer, vir ons nou in hierdie tyd, wanneer ons Yeshua by ons het, en ons het hom nie nou as vleeswese by ons, soos hulle nou baie bevoorreg was om te hê nie, maar ons het hom in die gees. En tog sê hy in die Bybel, salig is die wat my nie gesien het nie, en nog steeds geglo het. En hy verwys na ons, wanneer hy sê die laaste sal eerste wees, sê hy dis ons is nou die laaste groep mense op die aarde voor die beëindiging van hierdie tydperk. En ons sal eerste wees, ons gaan niks verloor op wat die apostels gehad het nie. En ons het hom by ons, want hy's in ons. As jy dit wat hy nou hier vir hierdie man gesê het, jy Elohim lief het met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. As dit by jou die geval is, dan is Yeshua by jou. En dan sal brood en wyn, en watter ander kosse nou nog op daai tafel opgedis is, sal altyd vir ons beskikbaar wees. So moenie bekommer, eerstens oor die fisiese dinge nie, maar nog meer, moet ook nie bekommer oor die geestelike dinge nie. Want hier is hy ook in die woord. Dit is hy, wat ons rig en leer. Dit is die ware brood en die ware wyn, wat ons nou so bevoorreg is om te kan eet. En ek glo in die hele Suid-Afrika, is daar nie nog 'n gemeente, wat hierdie suiwer brood en wyn uit die hemel het, om te eet nie. Want hierdie woorde lees jy nie net nie. Jy eet dit, jy kou dit, en dan sluk jy dit in, wanneer jy dit verstaan. En dan gaan dit na jou maag toe in die gees, jou geestelike maag. En in die maag word hierdie voedsel, hierdie brood en wyn, word dan omgesit in dade. Net soos wat jou maagkos omsit in opneembare stowwe vir die liggaam, deur die bloed en deur die darmes en deur die lewer en die milt en al die dinge, galblaas en niere, al die dinge. So word jou maag in die gees, die filter wat die woord wat jy hoor, dat jy dit kan omsit in dade. En nie net lees en nie reageer nie. Baie, baie dankie.